Die teksgedeelte uit Nehemia hoofstuk 10, ons sal die huis van ons God nie verwaarloos nie. Dit is so 'n soort van vir my hierdie verjaarsdag tema vir hierdie jaar. En as ons ook dink aan die 68 wat al verby is, die insette wat gelewer is om ons te bring sodat hierdie huis nie verwaarloos nie. En nou wil ek net inleidend wil ek ietsie sê oor die woord dankie. Die woord dankie. Want ek gaan weer en weer daarna verwys. Die Grieke het die woord uitgedink. En hy's 'n samestelling van twee woorde wat eintlik sê jy het vir my genade gegee. En baie keer wanneer iemand vir ons iets gedoen het, voel 'n mens nogal, maar ek sal ook graag 'n bietjie van my genade wil teruggee. So letterlik in die Griekse woord sal jy die woord sien, ek ontvang genade. Ek koop genade. Dis genade dat iemand vir my iets gedoen het, sodat ek kan sê dankie. En in die lig daarvan gaan ons hierdie wonderlike fees vier vandag. En nou bly ek in Nehemia, want hulle het ook die genade beleef van om uit slawerny terug te kom en Jerusalem se mure te herstel, maar ook vir mense weer die veiligheid te gee van huise, en dan word die kerk ook weer opgerig. En by hulle feesviering, waar daar baie kos en lawaai gemaak is, hulle trouwens skryf Nehemia, want hy skryf dit soos 'n dagboek, jy kon die feesvieringe van ver af hoor. En dit is wat die Here met ons wil doen. Hy wil vir ons daai blydskap gee. Julle, ons kon net sowel dood gewees het, maar ons is nie. Ons kon op 'n ander plek gewees het, maar ons is nie. En ons is hier in ons lewe, en daarom is hierdie seëngroet uit hoofstuk 9 vers 5 van Nehemia as volg: kom prys die Here, julle God. Hy is van ewigheid tot in ewigheid. En toe het hulle u magtige naam geprys, verhewe bo alle lof en roem. En dit is die geluide en die klanke van lof wat van ver af gehoor is. Liewe gemeente, kinders, almal, dit is my wonderlik om julle te groet op hierdie 68ste herdenking van hierdie gemeente, in die wonderlike naam van hom wat van alle ewigheid af daar is en was en my en jou uitgekies en geroep het om deel van hierdie gemeente te wees. Wees welkom, wees vrolik en vol vreugde in die Here se naam. Amen. Ons maak die woord van die Here oop in die Ou Testament by 2 Samuel hoofstuk 6 vers 17 tot 19 en kom ons bid saam voordat ons daarna gaan luister. Here, baie dankie vir die woord en die voedsel en die opgewondenheid en die lewe wat saam met dit kom. Dankie dat U dit vir ons gratis uitdeel, en daarom bid ek, kom doen meer as 'n mens se stem en meer as 'n mens se ore. Amen. Ons gaan direk na dat ons die gedeelte gelees het, gaan ons in die vrolikheid van hierdie teks staande 'n lied sing. Ons sluit aan by Israel in die beloofde land. Die land van melk en honing. Dit gaan eintlik goed met Israel, behalwe dat hulle nie die enigstes is wat belangstel in hierdie melk en honing nie. So, hulle word kort aangeval, hulle is pas aangeval deur die Filistyne. Dawid het met sy troepe opgeruk teen die Filistyne en die verbondsark wat die Filistyne gesteel het, bring hulle nou terug. Nou, dit is iets om oor fees te vier. Die verbondsark kom terug. Die eredienste kan weer voortgaan. Kan jy dink jou kerk was toe? Ons het dit beleef met die pandemietyd in COVID. En dan kan ons weer saam sit sonder maskers. Met hierdie terugbring van die ark, hierdie intog in Jerusalem,
is daar geweldige vreugde en vrolikheid. Trouwens, Dawid dans so voor hierdie ark en hierdie optog, dat van sy familielede dink hy is van sy kop af. Later het hy gesê, ek sal nie om verskoning vra nie, voor die Here sal ek vrolik wees en dans. En nou lees ons verder, hulle die ark van die Here ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Dan het Dawid brandoffers en hy het maaltydoffers vir die Here geoffer en toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. En dan, kyk net hier. Hy het aan die hele volk, die ganse menigte van Israel, dit beteken elke man en vrou, 'n ring brood, 'n bietjie dadels en 'n handvol rosientjies laat uitdeel. 'n ring brood, 'n bietjie dadels, 'n handvol rosientjies. En dis die beloofde land. Dis nie dat die mense behoeftig was en kos nodig gehad het nie. Al drie hierdie kossoorte wemel van die simboliek. Maar daai vreugde, kan julle indink. En toe het Dawid teruggegaan om verder ook sy gesin te seën. Kom ons staan en ons neem deel in hierdie teks se vrolikheid. Die ark het teruggekom. Ons is reeds 68 jaar hier. Alle volke en hierdie gemeente ingesluit. Klap julle hande. So Dawid deel hierdie kosse uit. 'n ring brood, dadels en soet rosyne. Nou wat ek nou eintlik hieroor wil sê, wil ek 'n bietjie vooruitloop. En dit is dat ons met ons 70ste verjaarsdag moet ons hierdie kos hê. En wat ek gesien het in my navorsing wat ek gedoen het, is dat mens met hierdie bestanddele 'n tipe van 'n Paasfees bolletjie kan maak. Maar toe dink ek daaraan dat ons so 'n reuse groot koek gaan maak, wat hierdie bestanddele van dadels en rosyne binne in hom gaan hê. Maar dit moet lekker soet wees. En om te dink, dit kan ons verjaarsdagkoek wees. So wat ek nou eintlik wil sê is, nie net aan die dames nie, maar ook aan die manne. Wil julle nie bietjie begin oefen om so iets te maak nie? En dan bring julle dit van tyd tot tyd, ek sal sorg vir die koffie en die tee. En dan begin ons dit proe totdat ons kan sê, hier het ons die wenresep. Julle het 2 jaar tyd om dit voor te berei. Maar hierdie is iets wat moet gebeur, veral nadat ek die simboliek ontdek het van waarom Dawid spesifiek hierdie kosse uitgedeel het. Nou, wil ek by die ringbrood begin. Hierdie ringbrood, nou moet jy weet, in daai jare was brood regtig die stapel voedsel gewees van die mense. Maar hierdie brood beteken God se daaglikse voorsiening. Elke dag, en daarom ook die Onse Vader, gee ons daaglikse brood. Maar die feit dat dit so 'n ring is natuurlik ook gelykstaande aan die simboliek van 'n verhouding wat bevestig word voor die Here en man en vrou aan mekaar se vingers 'n ring sit as 'n teken van iets wat ewig is. Iets wat vir altyd sal bly. Want kyk, as jy nou 'n reguit lyn trek, dan het hy 'n begin en 'n einde. Maar op so 'n sirkeltjie is daar mos nie 'n begin en 'n einde nie. En hierdie ringbrood is ook simbool van God se belofte. Van alle ewigheid is ek daar en tot in alle ewigheid sal ek daar wees. Dis die ringbrood. Ek beloof dat ek sal voorsien. Ja, ons gaan by tye gaan ons
deur geweldige hoogtepunte in gemeentes en ons gaan deur laagtepunte. Ek het al gesien dat daar gemeentes is wat omtrent net 20 lidmate oor het en hulle is nog steeds aan die gang. So ons hoef nie te sidder wanneer ons partykeer hierdie, wat noem jy dit in Afrikaans, die Big Dipper, die rollercoaster, hoog op en diep afgaan nie. Daar is 'n belofte, die ringbrood, God sal voorsien. En daardie voorsiening sluit nie net in 1 keer 'n jaar nie, nie net 1 keer 'n week nie, elke dag, elke minuut, elke liewe sekonde. En nou moet ek baie versigtig wees as ek by hierdie ding kom van die dadels. Wat is die simboliek van die dadels? Maar nou moet ek julle eers terugvat na Israel. Hulle is in Egipte. Hulle word uitgelei, 'n hele volk wat moet pak en trek met vee, kamele en skape deur die woestyn na die beloofde land toe. In hierdie proses sit dit nogal baie op hierdie diere. Daar is nie vir hulle elke dag genoeg kos nie, daar is nie vir hulle genoeg water nie. Maar langs die pad, en dit is die roete wat die Here gegee het, was 'n klomp oasisse. En by die oase is daar die dadelpalmboom. Nou sal julle verstaan hoekom ek so versigtig moet wees, nê. Want die palmboom, die dadelpalm in Hebreëus beteken 'n vetboom. Want hier het hulle die vir letterlik maande vertoef sodat die kamele en die skape weer kon eet en lekker vet word. En dan het hulle genoeg liggaamsvet vir die volgende skof tot by die beloofde land. Met ander woorde, 'n dadel word eintlik genoem die vetboom se vrugte. Nou ons gaan dit nie eet sodat ons ook kan vet word nie. Maar tydelik kan julle sien ek het genoeg dadels al ingekry. Maar dit gaan oor die oorvloed en die voedingswaarde van God se genade. As jy van God af wegstap, is jy nie maar en lyk jy nie soos iemand wat moet gaan wegkruip agter 'n klip nie. Ons sien dit by die verlore seun. Ons sien dit by Jesus. Jesus was tussen mense en kos. As dit nie is vis en is broodjies en daar's altyd 'n oorvloed, nê? Gaan kyk maar na die water en wyn wat verander het. Daar het oorgebly. Toe Jesus die seentjies se visse en broodjies vermeerder het, daar het oorgebly. Dit is die vettigheid, is die wonderlike voorsiening van God vir ons. En hy wil ons eintlik vet maak met sy teenwoordigheid, vet maak met sy vreugde. Met ander woorde, die dadels was 'n ryk gekonsentreerde bron van suiker en energie. En God wil ons ook so vet maak met energie en opgewondenheid om deel te wees van sy kerk. Met ander woorde, die dadel simboliseer die vreugde van God se teenwoordigheid wat vergelyk kan word met skape onder palmbome wat kan vet word. Hier moet jy eet en vrolik wees en jy mag maar 'n bietjie gewig optel. Wat 'n wonderlike simboliek is dit nie. So onthou dit nou in daai broodjie wat ons gaan bak, die verjaarsdagkoek oor 70 jaar met dadels en met rosyne in, dat ons gaan nie met mekaar praat oor 'n dieet daai week van feesvieringe nie. Nee. Nou kom ons by die soet rosyne. Nou rosyne kom van die wingerd af en julle sal onthou toe Israel se verspieders gegaan het hulle gesien dat die druiwe in hierdie vallei waar hulle moes gaan vestig het by Jerigo, was die druiwe trosse so groot. Ek dink hulle het gesê 2 mans moes daaraan dra, nê. Maar later word druiwe wyn en wyn is 'n baie sterk simboliek van Jesus Christus. En reeds hier in die Ou Testament, as ons brood kry en ons kry rosyntjies of druiwekorrels,
hoor ons reeds die teenwoordigheid van Jesus. Ek kan my nie indink om 'n predikant te wees of in 'n kerk te wees waar ons nie gedurig georiënteer moet word oor Jesus Christus. Dit gaan oor hom. Dis hom wat ek moet navolg. En daarom in hierdie hele lang proses van klein Walter se geboorte tot by sy sterfdag. Die Jode praat mos van ons geloof opvoeding as iets wat strek van die wieg tot by die graf. Is 'n lang pad waarin ek maar moet stry met myself en moet aflê en keer op keer tot bekering kom en my heroriënteer met Jesus. Nie met die kerk nie, nie met die gebou nie, nie met besittings en aardse goed nie, maar met die hartklop van Jesus. En dit is 'n soet rosyntjie. Maar in daai tyd, toe Dawid die rosyne uitgedeel het, hier in die beloofde land was daar baie wingerde, en hulle het nie die druiwe geberre soos ons in yskaste en in inkopiesentrums verkoop nie. Hulle het hulle maar uitgedroog, en dan het jy hoe droër hierdie rosyntjie geword het, hoe soeter het hy geword, want dit was gekonsentreer, die lekkerte. En weet julle wat is die simboliek van rosyntjies? Nie net dat ek het ook kan deurbring na Jesus toe nie, dit is dikwels met liefde geassosieer. Met ander woorde, hierdie koning is nie skaam om wanneer hy die kerk verteenwoordig en die ark terugbring, is hy nie skaam om vir sy onderdane te sê hoe lief ek julle het nie. En nou kan julle verstaan hoekom ek droom van so 'n koek. Want as ons dink aan die 68, wie van julle kan onthou van watter gemeente is ons afgestig? 68 jaar gelede. Het ook hom, ja, ek hoor hom. Montclair, van Montclair afgestig. En as jy dink aan 68 jaar, julle, dit is langer as wat, dit is heel wat langer, amper 10 jaar langer as wat ek op hierdie aarde is. Wat het alles hier gebeur? Hoeveel stories is daar? En hoeveel keer is die aflosstokkie oorgegee? En hierdie is ons tyd. Hierdie is ons. En ons sal graag wil hê dat daar nog 'n kerk en 'n gemeente sal wees in die toekoms. En om daarby uit te kom, kan ek nie anderste as om my te vereenselwig met hierdie eenvoudige kos wat Dawid uitgedeel het. Die ringbrood, die belofte dat God hierdie gemeente sal in stand hou. Die dadels, die belofte dat waar God teenwoordig is, word ons ook vet gemaak met sy energie, maar ook die rosyne as die groot bestanddeel wat gemeentes laat groei, die liefde. Ek kan nie 'n ander verjaarsdagkoek indink nie, stem julle met my saam? Nie 'n sjokoladekoek nie, nie 'n angel, en ek het nou in die week het ek angelkoek by iemand gekry. Wonderlik, niks anderste as hierdie met hierdie fantastiese mooi simboliek. Die woord dankie. Ek het genade ontvang. Die feit dat ons hier is, en ek dink die grootste geskenk wat enige iemand in 'n gemeente kan gee, is om genade en liefde terug te gee. Iewerste moet ons ook die ringbrode uitdeel. Wat sê, hier is ons uit genade. Hier moet ons die dadels kan wees, die energie van God se teenwoordigheid. Dis deel van sy beeld. En ook hier moet ons die soet rosyne van vrolikheid wees. En eintlik is dit in 'n kerk 'n roeping en 'n seën om so 'n bietjie anders te wees as wat dit in die wêreld partykeer om ons gebeur. Ek sluit af met die dankie en 'n storie. En ek het gewonder as ons van die kerk 'n mens kan maak
En ons kan hierdie mens noem of oom kerk of tannie kerk, dit maak nie saak. En ons is die oom en die tannie se kinders. Wat sal jy vir die oom of tannie wil gee, dat hulle na 68 jaar en selfs langer dalk 'n bietjie beter kan voel oor hulle self? Wat kan ons vir hulle kom gee? Beter geloof, dadels, soet vreugde, liefde. Ja, ek dink liefde. Maar ek dink die beste ding is Jesus Christus self, en ek wil dit vertel met 'n storie. Iewers in Europa is daar 'n klooster. En die klooster met die kerkie was aanvanklik goed bygewoon. Daar was genoeg ringbrode, daar was genoeg dadels, en die vrolikheid van rosientjies en liefde was daar. En soos wat dit maar gebeur het oor verloop van tyd, het die jong priesters ouer geword. Mense het met mekaar begin koppe stamp, buite die klooster om, besigheid, en voordat hulle oë kon uitvee, was die soet en die vettigheid van dadels en rosientjies weg. Die een priester het by 'n ander priester wat bekend staan as die priester van wysheid gaan kers opsteek om hierdie gemeente weer te laat herleef. En nadat hy sy storie vertel het en hoeveel striwelinge daar is en mense het nie 'n wag voor hulle mond nie en hulle behandel mekaar binne in die kerk maar soos wat jy mense daar buite behandel, en as dit vergeet van hierdie groot storie van genade en dadels en rosyne en van Jesus. Toe dink die priester mooi en hy sê vir hom, hier is die raad wat ek vir jou gee, gaan terug na daai gemeente toe en sê vir hulle, Jesus is tussen julle. Hy sê, en al wat ek jou vra om te doen is, jy sê dit net een keer. Jesus is tussen julle. En voordat jy daai hou wil uitdeel, voordat jy daai kinderstorietjie wil vertel, voordat jy die bak met rosyne uit iemand anders se hande wil pluk, dink net daaraan, hierdie kan dalk Jesus wees. En Jesus sê, ek noem julle ook nie meer my onderdane nie, maar my vriende, en wie my ontvang, ontvang ook die Vader wat my gestuur het. So alles in een. Vir die toekoms, en die volgende 68 jaar. Mag ons dit onthou, dat waar daar gemeente is, kerk is, ons sy kinders, is Jesus hier. Hy is hier tussen ons. En so kan ons vir mekaar weer die ringbrode, en die dadels, en die soetrosyne van liefde en vreugde wees. Ek wil hê ons moet net so sit en die oë toemaak, en dan sê ons dankie. Genade wat ons ontvang het, om kinders van U te wees, en aan 'n kerk te kan behoort, sê ons dankie voor, maar genade beteken ook, ek kan ook die genade teruggee. En ek wil dit teruggee in die gesindheid van Jesus Christus. Ek wil dit teruggee in die stryd, maar die oorwinnende en die moeite werd stryd, om al hoe meer te sterf in myself, en om onnodig te krities te wees oor die kerk, oor die NG Kerk, oor geloof, oor gebruike ensovoorts. En soos wat ek sterf, word ek hierdie brood, ek word die dadels,
Ek maak mense ook vet en vol energie om my. Nie negatief nie. En dan dans ons in die vreugde en die liefde van die soetrosyne. Dankie vir 68 jaar. En elkeen van ons wat vandag die voorreg het om aan hierdie herdenking deel te neem, ons verbind ons nie aan die volgende lang jare wat voorlê nie, maar aan vandag. Aan ons feesvieringe net daar agter in die saal. Aan die foto wat ons net nou gaan neem. Ek verbind myself aan môre en oormôre. En ek verbind myself aan hierdie gemeente met die genade van dankie. Dankie Jesus. Dankie vir elkeen. Dankie vir hulle wat al dood is en nie meer hier is nie. En ons bid en vra die seën van ons Here Jesus Christus op die volgende jaar, die bazaar wat voorlê, die toekoms in, met 'n dankie in ons hart.